Luister, hier so baie welkom vir oggend. Ja, hierdie week was baie koud. As jy koud kry, daar agter is kombersies, maar ek hoor JC sê, ek weet nie op die stoele wat julle sit, is daar bietjie hitte. Hulle sê hulle het bietjie hulle het reg gekry, hoor, so julle sit bietjie op 'n warm stukkie. Ja. Maar as jy hand net versigtig onder sit, is warm. As hy aan is, nie teen hom druk nie, ja. Maar baie welkom, het gaan vanoggend weer 'n geseënde oggend wees, en ja, vanoggend gaan Monica vir ons open, so Monica, baie dankie, dat jy ingestem het om vanoggend vir ons te open, dis altyd lekker. Môre julle almal. Man, ek weet nie of ek al dankie gesê vir almal al gebede vir my ma, my sussie daai tyd nie. Ek wil net dankie sê vir julle almal en die mense wat ek nie weet wie almal gebid het vir my ma, en ek wil net baie dankie sê, en dan wil ek dankie sê vir JC, vir Tinus en vir Jonathan, wat die woord so mooi vir ons leer en alles, want ek weet nie, mense sê nie genoeg dankie nie. En dan kan ons maar die oë sluit. Vader, dankie vir die nuwe dag. Dankie dat U ons almal bymekaar gebring het. En dat ons weer die voorreg het om U woord saam te lees. Waar ons vandag ook al gaan en wat ons vandag hanteer, gaan asseblief voor ons uit. Here, waar daar swaar harte is, bring asseblief vrede. Waar daar bekommernis is, bring rustigheid. Waar iemand moedeloos voel, herinner hulle vandag daaraan dat U naby is. Laat elkeen wat hier sit iets van U liefde en teenwoordigheid ervaar. Amen. Daar sy, ek gaan gou net hier mooi maak. En ons oopmaak hier. Ons doen die boek van Judas, vir die wat nou die eerste keer hier is. Ons is nou al by vers 8, kan jy dit glo. En ons is nou al 6, ons 6ste les. En ons is nou eers by 8 versies. By die 8ste een. Ek kon die voriges bietjie afgejaag het, maar ek het nie. En ek kon nou net nie vandag help, as om ietsie ekstra by te sit hier op die einde, aangesien ons nou praat hier vandag oor, spesifiek, die vals leraars nie. Ek gaan vir ons bid. Vader, dankie, ek loof en prys die naam. Dankie vir vandag, en ek bid dat die woorde van my mond en die gedagtes van ons harte vir goed sal wees. Here, U is ons rots, ons verlosser, die een wat was, is en sal wees. U is altyd dieselfde. Johannes 10:35 sê, U skrifte kan nie gebreek word nie. Psalm 138 vers 2, U het die woord bo U naam gesit. U is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. Here, ons wil dit net verklaar oor U, en ons wil vir U al die eer gee, altyd. Amen. As jy jou Bybel oopmaak, dan moet jy versigtig wees, dat jy nie verby Judas blaai nie, want hy is net een bladsytjie. Nee? Net voor Openbaring. En ek sê, ek het in die heel begin gesê, ek gaan net bietjie recap op, is dat ek glo, hierdie is die voorwoord vir Openbaring. Want as gevolg van die waarskuwings hierin, het ons vandag 'n probleem, dat die mense nie Openbaring lees nie verstaan nie, want die kerkleiers, sekere kerkleiers het ingesuipel in die kerk deur die jare. Dit is nog al vir 2000 jaar, is nie nou net die onlangs nie, en het dan nou klomp goed ingebring wat nie, wat ons laat spoor verloor. Die kerk moet nie spoor verloor nie, die Bybel is vir ons daar, ons moet die spoor vat van Genesis tot by Openbaring, dit is 'n spoor wat ons volg. Hoor, ek het in my hoek van my oogie gevang, met die ligte verblind my, so ek dog jy sit in hikkel hier so voor, Lisa, dog ek hier nou iets gebeur. Ek sien die handjies gaan net so, lyk so my ouma, momente hy maak sy botteltjie water oop. Ek sê, dit sal nou 'n storie wees, vir Tinus se kombersie hikkel. Ja, dit het nou goed gelyk, sorry, ek vang net so die hoek van, what is going on here? Ok, so, ek en jy, wil ek julle gerus stel, met die volgende is dat ek en jy
kan die Bybel lees soos hy daar staan en net so verstaan soos hy daar staan. Ek sê dit weer, 2 Korintiërs 1 vers 13, ons skryf van julle niks anders as wat jy lees of ook verstaan nie, en ons hoop jy verstaan dit net so tot die einde toe. As hy sê, pas op vir valsleraars, is dit vandag ook van toepassing, en dit was 2000 jaar terug van toepassing, dit was 500 jaar terug van toepassing, dis 800 jaar terug van toepassing, dis nou van toepassing. Alright, weet, daar's 2 koninkryke wat teen mekaar bots. Ons is die koninkryk van lig. Ons het ons roete, hier is ons padkaart, hier is die Bybel, ek wys na my Bybel toe. Dis jou padkaart, dis die eienaarshandleiding van die mens hierdie, wat mense nie lees nie, meeste ouens, eers as die rooi liggie aangaan, dan begin ons hom lees, nee, jy moes hom al gelees het, so wanneer die rooi liggie aankom in ons almal se lewens, dan weet jy wat om te doen, of jy weet nie, nou moet ek gaan soek, of 'n AI vra, gee my bemoedigingsskriffies, en dan kampeer jy by Filippense 4. Ek is wat alles in staat deur Christus wat my krag gee, Filippense 4 vers 13. Julle moet daai ken hoor, kampeer by hom. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Filippense 4 vers 7. Ons moet daai goed ken. Ek kampeer by daai goed. Dis my plekkies. Ek hou daarvan. So, die boek van Judas het ons gesê is deur Judas geskryf wat homself eintlik Juda genoem het, want in Engels is 'n book of Jude, not Judas. Juda is die stam van Juda. En dis waar die naam kom, Judas. Dis 'n algemene naam gewees. Alright, en hy was die boetie van Jakobus, ja, en wat die boetie was, halfbroer van Jesus dan nou. Alright, hy was dan nou mos nou van die saad van Josef, waar Jesus was nie van die saad van Josef nie. Jesus was net Mama Maria en die Heilige Gees. Alright. So, baie interessant. En dan die Heilige Gees werk met baie goedjies. In Engels noem hulle dit, he works with punts. Hy het sulke houtjies wat hy inkry. Nee, en omdat hierdie boek, hierdie bladsy, gaan oor vals leraars, vals profete, word hy Judas genoem, want waarmee assosieer ons Judas? Met Judas die Iskariot, wat Jesus verraai het. Ek sê myself tot 'n hekkie wat squeal word 'n Judas hekkie in Ierland genoem, want hy gee jou weg, nee? Maak jy grappie van, jy sal jou hond eerder Nero noem, voor jy hom Judas noem, nee, jy sal hom eerder na 'n wrede Romeinse keizer vernoem, as wat jy hom vernoem na Judas. Judas? Nee, jy is eerder Nero, sit, jy weet, eerder as jy dit doen, nee, ok, so dis die boek van Judas, net so van 'n agtergrond, en dan nou, spesifiek vandag, gaan ons net gou net weer terug, na die verhaal van Sodom en Gomorra, ek het daai prentjie gebruik, want dit is my nogal mooi. Hoekom is dit belangrik gewees, dat ons nou so gehamer het op Sodom en Gomorra? Hoekom is dit so belangrik dat ons gehamer het op, daar was ons nou 3 voorbeelde van God se oordeel. Eers Israel, wat regverdig verklaar was deur God, maar hulle het hulle rug gedraai meeste van die tyd op God. Dan was dit die gevalle engele, en hoekom spesifiek daai gevalle engele? Want daar's baie gevalle engele, en die ander is nie toegesluit nie, hoekom was daai toegesluit? Nee, omdat hulle ons nou die reëls oortree het van God se orde van dinge. En dis 'n waarskuwing dan mos met homoseksualiteit en daai tipe goed, want God het 'n orde, man en vrou. Verstaan nie? En selfs hierdie engele ook, mens met 'n mens trou, of gemeenskap hê, nie 'n mens met iets anders gemeenskap hê nie. It's not good, it's uit God se orde uit. En daai klomp, nou as jy nou in die boek van Henog lees, ek weet nie of dit nou 20 was of 200, ek kan nie eens onthou hoeveel van hulle was daar nie. Ons sê 8, ek weet nie, ek is nou nie kwaai op dit nie. Ek moet seker 'n bietjie meer daaroor gaan lees. Maar hulle almal is met kettinge onder die aarde vasgemaak. Alright, en hulle wag vir die groot dag van die oordeel. So hulle is nou daar. Maar hoekom is Lucifer dan nou nie vasgebind nie? En hoekom is al hierdie ander nie? Alright, oor daai rede. En dit het ook gegaan daaroor dat God sal oordeel, al is dit buite die realm. Tot die geesteswêreld gaan geoordeel word. En van hulle is reeds geoordeel. Dis klankettinge.
So God gaan coming to a theater near you alles oordeel. Hy het sy regverdigheid gegee nou vir die kerk en sy genade en ons is in daai tydperk, ons is in daai venster. So gebruik het, kom by die Here uit, jy is geregverdig verklaar deur die Here. Sy bloed het jou regverdig verklaar. Ek lees gister van 'n ou wat sê nee, ons hoef nooit weer sondebelydenis te doen nie, want God se bloed het ons klaar een keer regverdig verklaar. En dit is so, God se bloed het jou regverdig verklaar. Jy moet dit weet. Jy is regverdig vir God. Maar hoekom bely ons sonde? Hoekom bely ons sonde? Om van ons sondes vergewe te word. God het jou klaar vergewe van al jou sondes. Hoor jy so, is dit nie soos vir jou nie? Waar gaan dit? Gaan oor verhouding. Tinus, ek gaan hom Tinus en Lisa nou 'n voorbeeld gebruik. Hulle is getroud. Sy is ons nou getroud. Testament klaar geskryf, sy skorvet, wat ook al. As Tinus nou eendag op 99 nie meer hier is nie. Dan is het ook nou te laat, dan kan mens meer ek spot nou so. Nee, maar in hierdie verhouding gebeur daar mos goed. Daar's beklei, daar's teleurstellings, en dan moet ons met mekaar praat. Dan moet sy mos, of hy moet opstaan en sê, hoorie so, ekskuus hoe ek gister met jou gepraat het. Jammer dat ek nou so was, of gaan jy dit net nie in jou verhouding met God doen nie. Want dit is 'n verhouding. Dis hoekom 1 Johannes 1, vers 8 en 9 sê, jy sê, het nie sonde nie, bedrieg jouself, en hy is getrou en regverdig as jy het bely, as jy daaroor praat met hom, vergewe jou. Here, vergewe my dat ek in hierdie huweliksverhouding met u, gister my rug op u gedraai, toe u vir my gesê het, ek moet vir daai dame bid en ek het nie. Sê maar, ek word dan net simpel voorbeeld. Dis waaroor sondebelydenis gaan. Dit gaan oor verhouding. Nou sê nie, ag nee wat, God het dit vir my, hy het dit. Dit klink nie na 'n goeie gesonde verhouding nie. Of hoe gaan julle huwelike werk as jy en jou man nie bietjie kommunikeer nie, en vir mekaar net sê, hoor hierso, jou buffel, het gister so, jy sort mos goed uit, en dis die verhouding wat God met jou wil hê. Hy wil in 'n verhouding met jou wees wat ons goeders uitsorteer. Hy sê, ja nee, ek aanvaar jou verskoning, maar ek wil nie met weer doen nie. So kom ons werk daaraan. Soos byvoorbeeld nou, ek doen nou baie bevryding, berading, al die type goed, en daar's mense wat met goed sukkel, verslawing sukkel, dis weergebore kinders van Here, hulle kan nie vir die goed ontslaa raak nie. Want meeste van die kere hou dit in die donker. En dan is dit goed om met God daaroor te praat. Here, asseblief help my met hierdie ding, ek wil nie meer hierdie doen nie. Maar ek doen dit, maar ek wil dit nie meer doen nie, ek wil beter wees. Of ga jy dit net los? Ag, die bloed cover dit in elk geval. Klink nie goed in jou verhouding nie, want jy kan dalk die gevaar staan dan, wat hy vir jou sê, hoor hierso, ek ken jou nie. Jy het nie my gepraat nie. Daar jy daai gedeelte wat hy sê, ja maar Here, ek het dan in u naam duiwels uitgedryf en alles, ja nee, sure, het jy autoriteit gebruik, maar ek ken jou nie. Jy het nooit my gepraat nie. So dit gaan oor verhouding. Alright. Sondebelydenis gaan oor verhouding. Verhouding met jou God. So dan gaan ons terug na Sodom en Gomorra toe. Die derde een van die 3 wat as voorbeeld gebruik word. Alright, Israel, gevalle engele, Sodom en Gomorra. Hoor kom is dit belangrik. Hoor gou Lukas 17 vers 30-31. Ek kom hierdie week op hom af. Net soos hulle Jesus praat, net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. Dis nou wanneer hy kom met sy heiliges, nie wanneer hy gekom het vir sy heiliges nie. Alright. In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot. Net daai een versie. As jy nog ooit 'n vers uit jou kop uitgeleer, ken dit nie. Lukas 17 vers 32, dink aan die vrou van Lot. Daar ken jy versie. Jesus sê, dink aan die vrou van Lot. Los die wêreld. Sny jou af van die wêreld af. Ja, maar Here, maar wat? Jy is uitverkoop. Sy het nog vasgeklou. Maar daar was 'n lekker plek, Sodom en Gomorra. Nee, daar was Woolies, drive-through, daar was Woolies als.
Verstaan jy? Jy kan al die groceries by Woolies koop. Sy het 'n Woolies kaart gehad, alles. Maar ek dink, en daar sy 'n soutpilaar. Verstaan jy, dis nou 'n simpel voorbeeld. Ja. Ja, Woolies is convenient, maar baie duur. Baie duur. Okay, so vers 8 tot 10 gaan oor valse leraars. Okay. Ek het nou nie prentjie daar gesit, ek kan nou kom ek dit neem. Okay, kom ons gaan aan. Die valse leraars. In die gedeelte begin Judas die valse leraars direk beskryf. In Judas vers 8 tot 10 kyk ons na hul verwerping van gesag, hulle lasterlike optrede en die twist tussen Michael en die duiwel oor die liggaam van Moses. Ons gaan daarby kom, ons gaan nie vandag daaroor praat nie. Ja, nee, ek kon nou kom ek hom ingesit. So net vir jou so 'n bietjie om iets na uit te sien. Hoekom sou Michael dan nou getwis het met die vyand oor die liggaam van Moses? Ons gaan bietjie nou volgende week daarna kyk. En waarom Judas hierdie merkwaardige gebeurtenis as voorbeeld gebruik? Hoekom gebruik Judas dit as voorbeeld? Jy weet, in waar ons nou praat, in die konteks van ons. Alright. Dylan, jy sal vir my vorentoe vat daar, né? Okay. Kom ons lees vers 8. Ons het nou, kom ek bring net 'n bietjie konteks hier saam. Ons het nou oor vers 5, 7 en 8 gepraat. Ons lees gou vers 5. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. Dit is gegaan oor Israel. Al daai mense se lyke lê nog in die woestyn. Hulle vir 40 jaar, 38 jaar actually, om presies te wees, om dieselfde berg getrek. Alright, niemand van daai generasie, behalwe Joshua en Caleb is in die beloofde land in. Hy het hulle omgebring, doodgemaak, soos in verniel. Hulle was verniel, om dieselfde berg getrek, vir 38 jaar. Vers 6, en die engele, tweede voorbeeld, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, daar is die ding. Hulle het God se reëls oortree, hulle eie beginsel nie bewaar nie, maar hulle eie woning verlaat, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. 7. Soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, ook een van hulle sondes, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Vers 8 nou. Tog besoedel ook hierdie mense, net so in hulle dromery, die vlees, en verag die heerskappy en lasterlike wesens. Kom ons gaan terug na vers 4 toe. Vers 4 sê, en dis nou al net om konteks te skep, want sekere mense het ingesluip. Waar ingesluip? In die kerk in. In die kerk in. Vandag nog. Is klaar ingesluip. Dis toegelaat. Ek kan baie oor praat. Dis toegelaat deur die kerk. Nie deur die leiers nie, deur die mense. Dis toegelaat deur ons. Dis die openbaring wat die Here vir my gee tussen 1 en 3 vanoggend. Kan jy glo, dis nou wat ek mee besig was. Die 7 briewe is aan die kerk geskryf. Ja, aan die leiers ook, maar aan die kerk. En die kerk het nie die briewe gelees nie. Jy het 'n voice, hoor. Jy moet sê, as die ou hiervoor verkeerd praat. Jy moet 'n voice sê, maar dis nie toegelaat vir die mense nie. Onthou julle in ons kerke wat ons groot geword het? Was dit vir jou toegelaat om enigiets te sê? Nee. En dis waar die Nikolite inkom. Wat heers oor die mense. Dis nooit, God sê, ek haat dit. Ek haat dit. Jy het 'n voice. As jy 'n weergebore kind van die Here is, en jy is groot gedoop, en jy het 'n verhouding met die Here Jesus Christus, het jy 'n voice. En jy staan op in jou autoriteit. Jy het jou eie bediening, man. Ek hoef nie jou hand vasthou dat jy moet vir mense gaan bid, en sommer in jou kar en ry en by die mense in Voorriesburg gaan kuier, en sommer by 'n selgroep gaan bedien nie. Dis hoe ek begin het. En ek moes my hart regkry, want ek het in rebellie toe nou opgetree, en baie van die goed, maar ek was net tot hier, klaar met die ouens, wat my beheer het. Ek en jy het 'n voice om te praat.
was my so mooi van 'n pastoor. Ek hoor die storie, so 2 weke terug. Hy het 3 ouderlinge wat toe teen hom opstaan in die kerk. En hy sê, by die volgende meeting is jy klaar, Belly. En hulle hou toe 'n meeting, hoe dit by hulle werk in die Baptiste kerk, is dat eenmal 'n maand is daar 'n finansmeeting, en dan is almal daar wat daar wil wees, die hele kerk word uitgenooi. En dan hy sê, ja goed, daar gewoon ook so 20 mense op. Hy sê, daai aand is daar amper 80. Gaan deur die punte, en toe hulle by die laaste punt kom, niemand nog iets te sê nie, staan een van die ouderlinge op. En hy begin allerlei aantuigings gooi teen hierdie pastoor. Het iemand iets te sê hierso? Hy dog is nou vanaf by met hom, hierdie ouens, die kerk gaan hom nou uitsit. Staan daar 'n ou tannie na agterop. Kom sy vorentoe. Sy is daar kwaai ou tannie. Sy kom staan hier langs hom, sê tannie, nee, ek het niks om te sê nie, ek kom staan net by my pastoor. Toe staan die hele kerk op en kom staan by hom. Ja, maar in baie kerke weet die gemeente nie eers wat aangaan met die binnebekleierery nie. Jy sien dit op 'n stadium, die persoon is weg. En dan word daar seker een of ander flou verskoningetjie. Sy tyd was verby hierso. Nonsens. Die kerk moet ons nou weet, ek die dag nou nie meer hier gaan wees nie. Maar ek vir julle sê, hoor hierso? Ek kan net nie meer saam met die mense werk nie. En dit is die rede, help julle oordeel hier. Ons moet mos nou saam 'n voice hê. Want dit gaan julle beïnvloed. Maar dit is nou al vir 2000 jaar wat 'n beheer ingekom het. Daar is leierskap en as orde natuurlik. Daar moet wees. Maar as jy lief is vir jou kerk en jou gemeente, moet jy voice hê. Dis kom jy moet genooi word op 'n, ons doen nou nog nie sulke goeders nie, maar op 'n finansmeeting, dan, julle moet weet ook, dat ons kerk se boeke is oop vir almal. Almal, dit moet so wees. Maar julle moet 'n voice hê. Die mense moet check dat die wolwe nie inkom nie. Dat suiwer woord verkondig word. En maar hierdie ouens, vers 4, want sekere mense het ingeslyp, wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense, hulle het ingeslyp as leiers, wat die genade van onze God verander het in ongebondenheid, supergrace, ek het ons daaroor gepraat nou die dag, en die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verloon. Hoe het hulle verloon? Nie maagdelike geboorte nie, hy is nie die skepper nie, die aarde is met die Big Bang, al die goed het in die kerk ingekom. Hulle vereer nie God nie. En ons het toegelaat, die mense het toegelaat, dat die ouens teach. Dis hoekom daar nou so groot opstand is in een van die sister-denominaties. Die mense begin praat. Die mense begin boeke skryf. En gaan dit maar noem. Die een boek wat ek het, wat ek al vrot gelees het, is die Trojaanse perd in die NG Kerk. Sekere mense het ingeslyp met 'n Trojaanse perd. Dis toegelaat deur die mense en die leiers, en hierdie kanker het ingekom van hierdie goed. God nie die eer gee nie, goed praat, nie wat same-sex marriages, al die type goed. En toch God het gebruik dan nou sê, oor kyk gou, my oordeel is regverdig, ek's God, en ek gaan oordeel. En ek gaan begin by my kerk. Want ons gaan nou net hier na hierdie bladsytjie, gaan ons na die 7 kerke toe. Verstaan jy? So dis ook om al hierdie goed pas so mekaar in, soos 'n legkaart. Presies. Dis vir ons daar om uit te leer. Is dit nie mooi nie? Dis my baie mooi. Judas noem die vals leraars dromers. Hiermee bedoel hy nie mense wat letterlik slaap en droom nie. Hy verwys na mense wat hulle eie idees, verbeelding, baie gevaarlik, en sogenaamde geestelike ervarings, bo die gesag van God se woord, so pas op, charismatiese kerk, maar ons is all in our emotions, so dis nie wat die Bybel sê nie, dis ook hoe jy voel, met sekere goede, weet jy, God het my gewys, is dit skriftuurlik, en is gelukkig het ons 'n barometer, of is dit 'n regte kompas in die charismatiese wêreld in Suid-Afrika, en toch slaan ag op hom, iemand soos Tiaan Gildenhuys, wat gou vir, dan kom maar 'n nuwe boekie by Koem uit, hierdie oukie wat been to heaven and back, en dan vertel hy goed wat nie in die Bybel staan nie. Gaan lees maar net sy goed, hy sal die boek uit mekaar uittrek en vir jou wys. Dit kan nie wees nie, want die Bybel sê nie dit nie.
Ons moet baie versigtig wees. Dis goed, nou is 'n kind, maak foute. Maar jy moet kyk. Hierdie een vrou wat die boeke geskryf het oor die hel, wat jy ook by Koem kan koop, hoe die demone die mense pynig, dit is nie skriftuurlik nie, want die demone is nog nie daar nie, hulle gaan nie eendag soontoe. Daar is 'n handjievol engele reeds daar, maar hulle is vasgeketting, hy kan jy met 'n vrik steek, hy is vasgeketting. Alright, dis wat die Bybel sê. Maar ek het nou 'n droom gehad, jy weet, en toe is ek toegesluit in 'n tronk, in die hel, en daar demone gekom en met virke kom steek. Dis nie skriftuurlik nie. Dis presies hierdie goed. Eie idees, verbeelding, en sogenaamde geestelike ervarings, bo die gesag van God se woord. Maar die meeste mense, laat nie hierdie in die pad kom met hulle tradisies nie. Of kultuur nie. Nee, hierdie, jou kultuur en tradisies moet onder die woord en die gesag van God wees. No problem. Hulle beweer dikwels dat hulle 'n nuwe openbarings ontvang het, maar hulle leer stem nie met die skrif ooreen nie. Baie belangrik. Die maatstaf vir waarheid is nooit persoonlike ervaring nie. Baie belangrik, julle. Dis nie die waarheid, dis persoonlike ervaring. Die enigste finale gesag is God se woord. Kyk, ek doen baie dinge in my lewe verkeerd, maar dit gaan ek nie verkeerd doen nie. God se woord is die finale gesag. Dit help my so wanneer ek berading doen en bevryding doen. Dan, as iemand praat, dan kan ek help om 'n course direction te maak, want ek word, daar het ons bietjie spoor verloor. Die plot bietjie misgesit. Want jy dink dis God. En op die einde van die dag, nee, kan jy God ook vergewe, en dan kan jy Here om vergifnis vra. Ja, maar jy kan nie God vergewe, maar jy kan, as baie mense wat God vergewe. Ek bedien mense wat sulke trauma het, nee, wat hulle kwaad is vir God, dat God toegelaat het, hulle kind dood is, of wat ook al. Ek het gister 'n vrou bedien, wat sy kind selfmoord gepleeg het. Dit is verskriklik, julle. En dan op die einde van die dag, wat sê, Here, ek vergewe u. En vergewe my, dat ek gedink het, u is hier betrokke. Of u het niks hier aan gedoen nie, of wat ook al. So as jy die mens in konteks, die mens verduidelik, en ek het nou altyd die Bybelstorie wat ek in 5 minute vertel, wat eintlik 50 minute is. Net om vir die mens die konteks te skep van God, is natuurlik God, maar God het ons hier geplaas om te heers. Ons het dit gebreek, ek weet nou nie my en jou skuld nie, maar as ons daar was, ons seker nog erger afgewees het, so ons kan nou maar ophou vir Adam en Eva die skuld gee. Maar die mens het toegelaat dat dit ingeslyp het, en die aarde het gebreek. God kom, sy reddingsplan kom, hy het vir ons autoriteit gegee, wie moet heers? Ons moet heers. En nou heers ons nie. Want sekere mense het ingeslyp, en vir ons ander evangelies verkondig. En uiteindelik nou, baie van ons op 35, 20, 55, 80, word eers born again, en nou hoor jy die waarheid. En in die begin, kan ek onthou, ek het dit gevat so soetkoek, maar ek onthou soos my skoonpa wat langer as ek in tradisie was, 'n langer ouderling was, het geskop teen van hierdie waarhede. Nee, maar dit kan nie wees nie. Toe ek die dag vir hom gesê, ek en Elsie, ons gaan nou groot doop. Nee, maar dit sal nie. En hy sê, ek sal julle wys in die Bybel, dat dit klein doop is. Ek sê, maar wys my. En hy het gesoek, toe groot doop hy ook. Want hy het nou self gaan soek. Hy het die kerk se dogma weggevat en net sy Bybel gelees. Verstaan nie? En dis die gevaar. Ons oë is vir so lank toe, want ons glo hierdie ouens wat valslik, heimlik ingeslyp het, en ons glo dit, in plaas van God se gesag. So as jy in hierdie kerk is, moet jy so vinnig as moontlik jou eie Bybel lees. En ons gaan as jou leer, jou eie autoriteit opvat. En go. Niemand gaan jou vashou hier nie. Ja, maar het jy gesien, so en so kom nie meer kerk nie, want hulle het hulle vererg. Bye. Ek wil nie as sprus mense kwaad maak nie. Hoekom sal ek dit nou wil doen? Ek like het as mense my like. Maar as hulle my nie like, is dit ook oké. God like my, en my vrou so bietjie. So, hoe awesome is dit nou nie? Ek ly bietjie aan verwerping, want my seun werk nou die eerste keer ver weg, en hy bel net sy ma.
En dit het ek my bietjie gewip gisterand vir dit. Maar my dogter praat dan bietjie meer met my. Ja, die seuns en die mamas. Is goed. Hoor gou hierso. Hoor wat sê Jesaja 8 vers 20. In konteks nou wat ons nou praat van hierdie ouens wat wegdraai en in hulle dromery goed uitdink vir hulle self. Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen daggeraad het nie. Moenie die ou vertaling jou gooi nie. Hoor gou wat sê die ISV. For instruction and for testimony, surely they are speaking like this because the truth hasn't dawned on them. Hier is die waarheid. Die res is leuns. Luister hier 66 boeke hierin. Jy kan in jou eie tyd al die Ethiopiese Bybel vir jou kry wat 80 boeke in het, die Roman Catholic Bybel wat ek weet nie is 88, jy kan die boek van Henog gaan lees as jy lus is, al uit jy begoed, maar leer hierdie 66, daar is genoeg inligting vir jou daarin. Ja, maar ek wil nou presies weet wat het in Genesis 6, jy wil nie, dit is chaos gewees daar. Verstaan jy, jy kan dit nou gaan lees in jou eie, as jy wil, maar is nie nodig nie. Hierdie Bybel het genoeg goed in, om jou besig te hou. Ons moet die vyand identifiseer, maar nie ongesonde belangstelling in dit nie. Ek het op 'n stadium net toe ek begin het, daar baie ouens wat uit satanisme uitkom, en dan kom praat hy nou by 'n skool of met die polisie. Just die ouens gaan, ja, vertel ons. En as jy so punt kry en so ster en dit, dan moet jy weet dit, en die mense like sensasie. Luister die, leer God ken. Leer wie in jou is. Daai goed maak nie saak nie. Het jy gehoor, het jy gesien daar soos, dit is op hierdie skoolbank getatoe of wat ding, so wat? Hulle is besig met goeie kiekies. Altyd goeie kiekies. Jy hoef dit te leer nie. Ek het op stadium hierdie, mag ek het hard sê, hierdie Afrika tekens bestudeer. Nee? Want ek het op plaas gaan bid. Okay? Dit is eintlik 'n wonderlike wêreld wat vir jou oopgaan as jy sien hoe hierdie ouens kommunikeer. 'n bottel wat so lê net 'n rooi proppie en 'n tekkie wat hang oor die draad en al hierdie tipe goeders. Maar raai dan wat? Toe ek begin agterkom wie in my, dan sien ek dit daar om ons plaas. Ag man, cancel dit in Jesus naam. Easy peasy. Dat hulle maar besig wees met hulle voodoo en wat ook al. Maak nie saak nie, who gives a rip? Jy gaan die lewende God vasloop hierso. So jy moet jou tekkies maar mooi hang. Alright. 2 Petrus 2 vers 1 tot 3. Maar daar was ook vals profete onder die volk. Hoor dan. Net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. En ook die Here wat hulle gekoop het, verloon. Ons verloon die Here deur tradisies bo sy woord te sit. En 'n vinnige verderf oor hulle self bring, en baie sal hulle verderflikhede navolg, baie sal. En om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. Daar is net een waarheid, van Genesis tot Openbaring. God het die aarde begin met huwelik, hy gaan van klaarmaak met huwelik. Hy kom vir sy bruid, luister, hy kom vir sy bruid. Die kerktydperk sal klaarmaak, en hy gaan die aarde oordeel, en jy wil nie wees nie. Sal gebeur, daar is niks anders waarheid nie. Net so dit is. En daar is ons genoeg boeke in die Bybel en ons besig te hou om ander mense te gaan vertel van hierdie goeie nuus, dat ons nou in die kerktydperk is en God se genade het jou gered, okay? Kom in. Dit is wonderlik wat hier gebeur het laas Sondag, klomp nuwe ouens het hulle self laat doop, klomp ouens het net weer hulle harte vasgemaak in die Here. Dit is net wonderlik om te sien, hoe mense se lewens verander, mense wat gedink het, hoorie, maar ek het nie 'n voice nie. Jy het 'n voice. God het jou lief, maak nie saak waar jy is nie. Hoe awesome is dit nie? Ons almal het 'n voice. Jy het almal van ons het autoriteit om vir die Satan en sy magte te sê is nou klaar. Ons almal het. Vers 3. En uit hebsug, wat is die Afrikaanse, wat is die nuwe woord vir hebsug? Hebsug uit gretigheid. Wil alles absorb vir hulle self. Sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf slymer. Ek gisterand 'n storie gekyk wat hierdie ou sê, hy het 'n tsotsie geword
oor 'n prediker. Hy sê sy pa het nie geld gehad nie. Hulle gaan eendag na hierdie tentkerk toe in Amerika, en daar's 'n ou. My maat, hy sweep hy skare op. En toe die offermandjie verbygaan, en tot die ouens wat nie geld het nie, sy pa het $20. Hy sê sy pa het nie eens geld om vir my yskriem te koop nie. Maar hy gee vir hierdie perd, hy het hom gesien lieg al in die begin. $20. Verstaan jy? Sies. Ons dink nou net aan vals profete, aan hoe hierdie ouens wat die waarheid van ons weggehou het. Hey, in die charismatiese wêreld vandag is daar vals profete. Maar luister jy, die verderf sal vinnig oor hulle kom, God sal hulle uitsorteer. Dis nie my en jou werk. Hou jy jou besig om mense se lewens te red? Dis die Satan se werk. He's the accuser of the brethren, moet jy nie the accuser of the brethren wees nie. Jy is dalk verkeerd. Hoor jy, is nie jou werk om vir Kenneth Copeland uit te wys nie. Ek noem nou maar Kenneth Copeland, hy is heel voor as die ouens, en wat is die ander arme ou se naam, Every Day is a Friday, Joel Osteen, los dit, as hulle is, nee, sal God dit uitsorteer. Ek het baie, en ek sê dit nou sommer baie by Kenneth Copeland geleer, baie. Sy vrou, nee, maak nie saak wie preek by daai kerkie, sy sit daarvoor met 'n notaboekie, sy skryf. Al twee hulle dogters is kinders van die Here, en hulle mans is pastore, en hulle een klein seun, Jeremy Pearsons, luister ek na, hy's 'n eyster. Jy sal hulle ken, hulle vrugte, ons gaan nou kyk. Wat se vrug sien ek daar? Ja, die ou man het dalk iewers, hy gaan voor die Here staan, nie ek nie, met goed wat hy kwyt raak. Maar is nie my werk, en op sosiale media enige plek, pas op van daai ou. Nee. God sorg dit uit. Hoor julle? Ons moet nie die Satan se werk vir hom doen nie. Ok. 2 Korintiërs 11:13 en 14 en 15. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dis niks besonders, wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Hulle bring 'n oordeel oor hulle self, want jy wil nie hierdie woord verdraai nie. Ek wil dit nie doen nie. Dis hoekom ons mekaar moet check. No man is an island, no man is a lone ranger. Jy moet gecheck word. As ek nuwe openbaringe kry goed, dan toets ek dit. Ek toets dit. Byvoorbeeld die ander wat hierdie week vir my gegee is, nee. In die Ou Testament staan daar, wanneer die 7 jaar verdrukking plaasvind, it will be the time of Jacob's trouble. Dan vra die Here vir my, hoekom is dit the time of Jacob's trouble, not Israel's trouble? Want Abraham, Isaac, Jakob, voordat hy born again geraak het, was sy naam Jakob. En toe na sy geveg met die Here is sy naam eers Israel. Nou noem die Here, it will be the time of Jacob's trouble. So hy gaan vir Jakob eers weer Israel maak in hy 7 jaar. En is mos nou eintlik waar die 7 jaar gaan, hè? Dit gaan om die Israeliete te suiwer. Want as baie wat hulle self Jode noem wat nie Jode is nie. Maar God sal dit uitsorteer. Luister gerus daai nuwe teaching van Tiaan Gildenhuys van, is die Jode wat vandag in Israel bly die Jode? En hy skiet al hierdie goed uit die water uit van die mense wat sê hulle is Jode hier in Suid-Afrika wat nie Jode is nie en al hierdie ouens en wys vir jou van die Khazar Jode wat ingekom het wat nie Jode is nie. Baie van die mense, meeste van die mense wat in Israel vandag bly, is die regte Jode. Maar daar is 'n element van Khazar Jode. Gaan kyk gerus daai teaching. Is baie goed. Hy vat jy die hele is baie lank, maar ontsettend goed. Luister dit. YouTube, ja, een van sy nuutstes. 1 Timoteus 4:1-3. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof, dis nou waar ons mos nou praat. Sondag. Sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leerlinge van duiwelse aanhang. En dit is nie moeilik nie, veral as ons nou weet hoe die duiwel werk, né? Ek gaan nou nie daar gaan nie. Hier. En deur trots, né, kan jy vir stemmetjies luister wat jy dink is jou stem. Maar die demone, né, werk in jou gedagtes. Want jy is mos accountable to no one. Hoor, die Here het my nuwe openbaring gegee, kom ek disserteer vir jou hierdie skrifgie. Lekker, papi. Wat is stemmetjies luister jy? Dis waarom het baie goed is vir ouetjies soos ek,
Ek luister na die ou manne. Van hulle is al dood. Nee? Andrew Womack sê nou dag 'n baie ware ding. Hy sê daar's baie predikers na wie hy luister. Hy stem nie altyd saam met hulle teologie nie, maar as jy in 'n kerk was en jy was 'n pastoor vir 20 jaar en langer, dan luister ek vir jou, want daai man het vasgestaan. Want het vat guts om die Here te dien vir 20, 30, 40, 50, 60 jaar. Jy kan maar na ou luister wat die Here gedien het vir 50 jaar en nie sy vrou geskei het nie. So ou sê ek na luister. Is dit nie? Al stem ek nie heeltemal saam met sy 'n paar goedjies in sy doktrine nie, kan ek maar na hom luister en hy sê oud al die pad gestap het. So waarom ek luister tot vandag na baptiste predikers. Hulle is wel baie van hulle cessationalists, the workings of the Holy Spirit cease to exist, maar hulle woord is suiwer, hulle groot openbaring soos ek en jy, al die begoed, maar hulle is net nie in signs, wonders and miracles nie. Ek is een van die malle ouens, ek is in dit ook. Verstaan jy, I love it. Ek like die supernatural, ons kan nie net, is goed, ons doen die woord, ons doen vers vir vers, is nice. Yes, maar die opwinding is dan in bevryding en al die type goed. Dis lekker om vir die Here bevryding en berading te doen, en sien hoe mense vrykom en sien hoe mense gesond word. Die woord is lewendig ook, né? Ons moet dit altyd onthou. Die gefeinsheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou, en ons spreek nie hier nie, dis 1 Timoteus 4, sorry, ons doen ons nou met ons reeks 2 Timoteus 4, 1-8, wat verbied om te trou en gebied dat mense, hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur gelowiges. Is daar kerke wat mans wat preek verbied om te trou? Ja. Wat 'n kerk is dit? Katholieke kerk. Wat sê hulle van dit? 2000 jaar terug al. Doktrines van duivels. Haar arme perd, nee. Hy wil so graag trou, nou is hy maar daar met die choir boys besig. Ja, sies, is lelik wat ek sê, nee. Maar is weer hierdie week in die nuus gewees. Maar hy mag nie trou nie. Dis 'n nonsens. Nonsens. 2 Timoteus 4:3, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreef wil wees, vir hulle menigte, Jonathan praat daar oor die naweek, en oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels, dromers, fabels, fairy tales. Alright, want hulle is dromers. Vers 15, Matteus, gaan lees daar so, ek het nou nie tyd nie, dit is ook van vals profete, ek sien ons is al by 10:11. Die kenmerke van vals leraars. Judas noem 3 duidelike eienskappe. Hulle verontreinig die vlees, eerstens. Hulle leef nie volgens God se heiligheid nie. Hulle probeer dikwels sonde regverdig of maak as iets onbelangriks. Die Nuwe Testament leer egter dat die liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, aan Christus behoort en tot sy eer gebruik moet word. So, kom ek nou net 'n voorbeeld van, sê maar, homoseksualiteit. Nou het jy 'n leraar wat gay is. Dis klaar pervers. Want dit is verdraai. Pervers beteken dit verdraai van die normale af. Alright. Nou, daai ou, hoe gaan hy na jou seun kyk? net sulke goed, dink net vir jouself. Of is hy so, hy kan homself beheer. Hy so, nee, as jy daai gees in jou het jy daai gees in jou. Luister vir my, ek bedien baie. Sulke goed. As jy daai gees in jou het, jy gees in jou. Dis 'n perverse gees. Klappunt. Daai ou kom vandag die woord preek, maar het gister 'n man gesoen. Dink jy daaraan? Kom ons praat nou maar 'n bietjie eerlik met mekaar. Of van 'n man se bout gevat. Ek praat nou van ligtelike goedjies. Weer as hy ou met preek, dit kan nie, dis nie normaal nie, julle. Ons moet net wakker word. Wakker word. Jy sien vandag hoe bespot hulle op YouTube kan kyk waar queers, aantrek soos queers in die woord verkondig. Met 'n reënboog agter hulle. Wild. Jou liggaam is 'n tempel van Christus. En ons almal het ons liggaam al skade aangedoen. En ons vra die Here om vergifnis daarvoor. God hou van reinheid. Here, ja, vergewe my dat ek nog nie so rein is soos U nie, maar maak my rein.
Witter as sneeu, Here, asseblief. En dit behoort aan Christus. En hy wil hierdie tot sy eer gebruik. En dis nie tot eer gebruik as jy soos 'n vrou aantrek en nie voorstaan nie. Jy maak 'n bespotting van God. Ek het die hele een van Romeine, as ons tyd het nou gaan ek terugkom na hom toe. Kom ons skiep, ons hou net jou vinger daar. Verduidelik het vir jou alles. God hulle dan oorgegee het aan hulle liste. Alright. En dan gaan hy aan, is 2 slides. Johannes 12:36. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. En alhoewel so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle hom nie geglo nie. Sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word, wat hy gesê het, Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind, en hulle harte verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien, en met die hart verstaan, hulle bekeer, en hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê, toe hy sy heerlikheid gesien, en van hom gespreek het. Nou die hele Romeine 1 vanaf vers 18 tot die einde gaan oor dit. God gee jou oor aan jou reprobate mind, sê die Engelse Bybel, aan jou begeertes, en dan snowball dit. Jy kan sien enige verslawing. Nader is daar nie meer reason in die persoon nie. Alright. En so was dit ook, het Jesaja gesê van die Jode. Hulle het geweet wat is die waarheid. Hier was God nog altyd hulle anker. Maar hulle het gekies om afgode te aanbid. En God het hulle oorgegee. Alright. Tweede een wat die valse ouens doen, hulle verwerp, ek kon nie 'n kwaai prentjie kry as nie. Maar hulle lyk nie so nie, hulle lyk soos wolwe in skaapklere. Alright, eintlik 'n verkeerde prentjie nie. Hulle verwerp gesag. Die kern van afvalligheid is die verwerping van gesag. Satan het God se gesag verwerp. Israel het Moses se gesag verwerp. Onthou julle vir Korag? Nee, hy is ingesluk. Gaan lees self in Numeri 16. Die gesag wat God gestel het daar. Selfs Aaron en Moses se sussie, wat was haar naam? Miriam. Wat het met hulle gebeur toe hulle Moses gespot en sy gesag 'n bietjie bevraagteken het en sy vrou gequestion het? Melaatsheid gesluit. Alright. Dis God se gesag. Alright. Hulle wil self bepaal wat waarheid is. En dis net daar waar die gnosisme ingekom het 2000 jaar terug. Ons kan begin nou kyk daarna. Judas 1 vers 4. Ek het dit nou genoem. Want sekere mense het ingesluip wat lang tevore opgeskryf is vir hierdie oordeel. Godlose mense wat die genade, so 1 Korintiërs 12:3. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Luister gou. 2000 jaar terug al, het dit ingesluip dat ek en jy nie verstaan dat Jesus God is nie. Dis hoe ek weergebore geword het uit my denominasiekerk uit. Ek het altyd gedog, dis apart. God, toe stuur hy sy seun, en sy seun het die mens met God versoen. En sy seun het weggegaan, en toe stuur God die Heilige Gees, aparte goed. Aparte entiteite, maar dis een. God het aarde toe gekom as 'n seun. Dit is nooit vir my geleer in die sonnaskool, nie daai. God was die seun. Hy is die seun van die mens, die seun van God. God is die seun. Hy het 'n seun geword van die mens, om die mens te versoen met homself. En God is Heilige Gees. Staan in Johannes 14. As jy my woord bewaar, sal ek en my Pa binne jou kom bly. Ek sê nie alleen ons nie. Ek stuur die trooster. Die Heilige Gees. So God is nou vir 2000 jaar in sy kinders. Dis nooit vir my geleer nie. Nooit nie. Is dit waar? Is dit waar wat ek sê? Wat ons uit die denominasiekerk uitkom? Sien jy? Is net so, klik hierdie kant toe, maar 2000 jaar later is ons hierso. Is heeltemal spoor verloor. Heeltemal. Net deur die
weergeboorte en die Gees wat in jou kan bly, kan jy verstaan dat Jesus God is. En dis hoekom ons so gesukkel het om die nuwe verbond, die Nuwe Testament te verstaan. En dit onder oordeel is, maar God het nie 'n verbond met jou aangegaan, het met homself aangegaan. Toe God aan die kruis hang, kyk hy vir homself en sê, dis gedoen. Hy kan nie met jou verbond aangaan nie, want dit het nie gewerk nie. Dis hoekom die Ou Testament nie gewerk het nie. Met die verbond nie. Verstaan? Maar dis nie vir ons geleer nie. Dit wat ek nou vir jou gesê het, kan ek vir 'n kind vertel en 'n kind sal dit verstaan. Ja nee, maar net sekere mense kan die woord van God verduidelik. En dis nou waar ons sit. En nou verstaan niemand die woord van God nie, maar net een ou verstaan het. En hy verstaan het ook nie. En almal is die mekaar met God, en God kry skuld vir alles. Dit maak my warm onder die ore. Dit moet seker nie maar dit doen. Dit moet jou kwaad maak. Nie vir mense nie. Ons moet opstaan vir geregtigheid. Laat jy nie gaan slaap en toelaat dat ongeregtigheid seëvier nie. Dis wat Efesiërs sê. Nie gaan, ek moet nie gaan kwaad slaap vir my vrou nie. Nee, jy moet teen ongeregtigheid wees. Verstaan jy? Ons het daai versie ook ver uit mekaar. Ek het nou Matteus verduidelik, ek gaan nie nou tyd hê nie. Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, die wat nou dood is, nee, wat wag, hulle gaan nog hulle knie buig, hoor. By die wat almal gaan. Die wat nie gered is nie, gaan ook hulle knie buig. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Jesus Christus is God. Jesus Christus is die Here. En daai kan nie die Heilige Gees nie openbaar. Is tot sy heerlikheid van God die Vader. Laaste een. Hulle belaster heerlike wesens. En hieroor kan ek baie lank praat. Judas sê hulle spreek selfs lasterlik oor geestelike magte. Hulle praat oor dinge wat hulle nie verstaan nie. Daar's 'n waarskuwing dat baie mense vandag ligtelik oor die geestelike wêreld praat sonder die nodige eerbied en Bybelse onderskeiding. Luister hier, daar's magte, daar's kragte wat jou sal uitsorteer, net soos 'n R20 se toksakkie vou. As jy nie weet wat jy doen nie. Jy kan net in die naam van Jesus staande bly. En as God nie vir jou gesê het om iets te doen nie, moet dit nie doen nie. Maar daar gaan vir jou klap. Satan het nie krag nie, want hulle praat nie, weet nie waarvan hulle praat nie, hulle weet nie hoe sy krag werk nie. 'n Predikant en 'n polisie kapelaan na hierdie duiwelsdorp ding in Kreersdorp, hulle glo nie eens in die duiwel nie. Die duiwel het almal uitoorlê. Want hulle dink satanisme en die duiwel operate soos wat Hollywood ons wys. Hy maak jou hier mal. En dan doen Christene mal goed. En dan kom die duiwel weg. En sy word vir psigiatriese behandeling gestuur. Maar met hom die Satan jou mal gemaak, want hy kan jou net hier vat. Net hier. En as hy jou hier kan vat om nie in Jesus te glo, het hy klaar gewen. En as hy iemand wat satanies is, maak hy slim. En daai persoon kom in. En die kerk weet nie, dan vertel hulle leuns, en kan jy glo Christene glo hulle. Selfs om moord te pleeg. Hoe het Satan het reg gekry? Hy het reg gekry dat die kerk uit mekaar uitspat daar. Dink die Christene is almal mal, en hy bestaan nie. Hy het gewen, al die pad. Al die pad. Is hy. Dus hoekom? Hy kom heimlik in die kerk. Jesus, maar hy preek goed. Hy preek so goed, ek lees nie my eie Bybel nie. En jy mis. Ek het dit vir jare toegelaat in my eie lewe. Maar toe het ek besluit om myself te leer, saam met die Heilige Gees. Ek maak klaar met die kwalite. Maar dit het jy, 2 kerke kry 'n waarskuwing, Efese en Pergamum, wat hy oor die Nikolite praat. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolite haat, wat ek ook haat. God sê ek haat dit.
Openbaring 2:14-15, maar ek het enkele dinge teen jou, sê vir Pergamum, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam wat Balak geleer het, dis witchcraft. En goed, geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te oreer. Hierdie ouens gee nie om dat jy seksuele misdrywe pleeg nie, hulle gee nie om dat jy compromise met afgodgoed nie. Hulle sal dit ook nie vir jou leer teen dit nie. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek had. So wat is die leer van die Nikolaïte? Die leer van die Nikolaïte is geleer om struikelblok vir die kinders van, naamlik om afgodsoffers te eet en te oreer. Dis die leer onder andere van die Nikolaïte. Om dit vir mense te leer. Nee, is okay, same sex marriage is okay. Bly maar saam. No problem. Dis kan nie. Ek is streng met dit. Ek moet mense trou. Dan vra die een meisie my aandag. Maar weet jy, as ek en hy saam is, dan bly ons dan nou nie in dieselfde kamer nie, maar ons gaan, ja, maar hoe lyk dit vir die mense daar buite? Die Bybel sê, abstain from all appearances of evil. So dan ryk af by, hulle trou ons nou eers volgende maand. Maar die karretjie staan al 9 uur die aand daar, of 10 uur, of 11 uur. Môreoggend as ek werk toe ry, staan die karretjie nog daar. So wat dink 'n mens? Hulle slaap saam. Hulle is nie getroud nie. Verstaan jy? Ek kan nie leer dat dit reg is nie. Ek kan mos nie dit sê nie. Moenie my, baie mense probeer my so benader. Ja, hulle probeer, dat ek dit moet regverdig. Ek kan dit nie doen nie. Sorry, die Bybel sê, wanneer jy nie getroud is. En was ek skuldig aan? Ek was skuldig aan. Maar ek was nog nie born again nie. Ek het niks geweet nie. En ek het repent. Ek het hier om vergifnis gevra vir dit. Maar nou weet ek van beter. En ek kan getuig van wat se skade dit in my huwelik gemaak het. Verskriklike skade. So ek wil nie mense in dieselfde trap laat stap nie. In kort, het hulle Christelike vryheid misbruik, Christelike vryheid, want ek en jy het vryheid. Ons het vryheid, ons is onder genade, maar moet dit nie misbruik nie. Gebruik dit in jou verhouding nader aan Here. Jy het vryheid, die gordyn is geskeur. Die bloed het my skoon gewas, ons nou in die begin af van gepraat, onthou julle. Die bloed het my skoon gewas. Ek skoon. Maar moet dit nie misbruik nie. Dit regverdig nie nou dat jy weer teruggaan in goed, want jou liggaam is 'n tempel van God. Jy moet 'n voorbeeld, dit moet tot sy eer gebruik word nou. Jy is nou afgesonder vir hom. Jy kan nou nie meer die ander goed doen nie, want jy wil dit nie meer doen nie. Want jy is nou 'n tempel en jy is 'n voorbeeld. Om te kompromiteer, ek weet nie of hy woord bestaan nie, maar AI sê hy doen. In kort het hulle Christelike vryheid misbruik om te kompromiteer, ek sou sê om kompromie, maar ek kry nie daai woord kompromie en hoe om te spel nie, so ek gaan vir kompromiteer, so help my maar ek so. Die mense wat slimmer as ek in Afrikaans is, met afgodsdiens, daai tyd keiseraanbidding, hier's baie juffrouens, julle gaan my nou check, asseblief help my, van die destydse Romeinse wêreld en Jesus haat hulle leer. Daai tyd, nee, ek sê mos, soos die kerk van Smyrna, wat vervolging, nie almal het gesê, ek gaan nie die keiser aanbid nie. Baie het gesê, ek gaan, as genoeg, dit is so bad nie, hoekom wil ek nou vir die leeuws gegooi word en my besigheid verloor? Ek glo mos nog steeds in Jesus. Baie het. Nie almal het gespring vir die leeuws nie. Die naam beteken oorwinnaars van die volk. Nikal, oorwin, Laos, die mense. Ek oorwin die mense. Die ander naam is, ek beheer die mense. En ons almal kom daar uit, né? Ons was gebeheer deur 'n sisteem in die kerk. En moenie uit daar uitgaan nie, word jy nie gedoop nie. Jy sal eers begrawe word, né? Né? Want jy het uit die sisteem uitgegaan. Jy word beheer. God beheer niemand. Wil jy? Dis 'n groot verskil. Sommige vroeë kerkvaders glo, hulle kom van Nikolaas, een van die diakens in Handelinge 6 vers 5 af. Daar's 'n diaken, Nikolaas. En was werksaam binne die gemeentes van Efese en Pergamum. Hulle het onder andere gelowiges oortuig dat dit reg was om vleis te eet wat 'n afgode geoffer was. Daai tyd was nou 'n groot ding. Kyk nou, nee, ons is alles strictly halal.
en al daai goed, maar daai tyd het jy gesien, daar was 'n altaar gebou en hierdie vleis is vir die afgode gegee. Onthou in Handelinge 15, wat het hulle gesê? Hulle het gesê, jy hoef nie meer besny te word en alle goed nie, maar weerhou jou van goed wat aan afgode geoffer is. In konteks, in daai tyd was daar vleis vir afgode so geoffer. Die mense het gesien, nou gaan staan en eet hier daai skaapchop. Is nou net aan Zoos geoffer. Vandag eet ek en jy goed nie, ons weet nie eens aan wat is dit geoffer nie. So jy sê maar net vir die Here, Here, dankie dat ek geseënd is en U awesome is. Jy weet nie waar daai rooi worsie vandaan kom nie. Hy is al geoffer, hy is al deur alla bakwalla, alles deur al. En daar eet jy hom. En ek eet nie meer vark nie. En so jy eet al 'n halal worsie daar. Nee, ek eet maar die vark, dan weet ek hy is dan ten minste nie aan Allah geoffer nie. Hoor jy, maar ek spot nou, ek regverdig myself nou, my vrou wil nie meer ek moet rooi worsies eet nie. Alright. Skies dit nie? Jawel. Dit is vir my die lekkerste rooi worsie op 'n ban. Nee, hotdog is maar die is my gunsteling kos. Ek sê maar as ek enige doodstraf kry, hulle vra my laaste maaltyd, hotdog, dankie. Met 'n vars shelban. Daar is hy. Hulle het onder andere gelowiges, okay. Hulle het ook seksuele sondes en heidense feeste as onskuldig beskou vir Christene. Daai was 'n groot ding, né? Groot ding. En ewe skielik word die Katolieke kerk of die Romeine word nou Christene. Kom ons gaan hou nou kerk binne in hulle tempels. Dis wat gebeur het. En vandag word dit nog net so gehou. Want al hierdie kerke is in die shape van hulle tempels gebou. As jy het nie geweet het nie. Maar as dit 2000 jaar later ons, we don't give a rip anymore, is ook goed nie, maar daai tyd was dit, nou die dag nog, het hulle Diana aanbid daar, nou ons kerk daar, saam met hulle ouens, met die weekies wat hulle dra en al die goedjies, dis hulle uniforms gewees al vir 2000 jaar. So daai was dit 'n groot issue. Vandag weet ons dit nie. Ons het nie so weet nie. Ons is so gebore, ek ben in daai kerk gebore. Nou is dit 'n ander tyd. Heidene vandag is nie meer die heidene van daar wat nog nooit gehoor het van Jesus nie. Daai was heidene het nog nooit gehoor van Jesus nie. Hy aanbid Diana en Zoos. Nou word hy Christen. Yes, nou hulle huiskerke goed, maar toe kom hierdie goed so in en nadat hulle daai mense uit daai huiskerke uit paar honderd jaar later en hulle is in hierdie tempels. En nou kom ek en jy, nou is ons in hierdie tempelplekke waar ons beheer was. En nou word jy weergebore en nou beweeg jy uit. Maar jy het nie geweet nie. En gaan God jou oordeel omdat jy in 'n heidene tempel vandag wat so gebou is? Nee, verseker nie. Verseker nie. Alright, so ons moet alles mooi in konteks ook sit hier, hoor. Daar is baie ouens wat ek ken, wat born again is, wat nie hulle voete in so 'n plek sal sit nie. Shame. Hulle sal ook nie op 'n Saterdag bedien nie, want 'n Sabbat. Ek jag nou maar die demone op 'n Saterdag uit, terwyl lekker by die huis pompedons eet, of wat ook al, ek weet nie. Gaan hou jy jou Sabbat. Alright. As ons die res van ons maar die werk van die Here doen, ons bied naweekkampe en alles aan, en dis al wanneer jy die mense by mekaar kan kry op 'n Saterdag. Is dit nie? Maar gaan sit jy nou maar by die huis Saterdag, as ons die werk van die Here doen. Ten minste het ek nie die Sabbat gebreek nie. Dis 'n joke, ek moet dit sê. Dis 'n regte joke. Die naam dui ook daarop dat hulle heersende status wou vorm, wat oor die gewone gelowiges wou heers en regeer. Hoor gou hier? Die naam dui ook daarop, hier het ek by William Branham gekry, self vertaal. Ja, hy het hierdie al geskryf in 1950. Nou William Branham, ken jy hom? Nog nooit gehoor nie. Jy kry vandag 'n gelowige sekte wat die Branhamites is. Hulle het William Branham begin aanbid. Maar William Branham het nie so begin nie. Hy het goed begin. Maar toe vat die Here hom huis toe in 1967 in 'n karongeluk. In 'n vicious karongeluk, net hy is dood en sy vrou en kinders het geleef. Hy het hoeveel waarskuwings gekry? God sal dit doen met sy generale. As jy nie luister nie. Voor die verder skade. Hy het soveel skade gemaak dat die Branhamites vandag nog by sy graf bid dat hy dood het en opstaan. Dis skade wat mense kan maak. En God sal dit nie toelaat. En hulle verderf sal skielik oor hulle kom. Maar hy het goed begin. Daai ou het so profetiese gift gehad, nee, hy kon jou straatadres vir jou gee. Ja.
Hy sê dit is, as hy power ingekom het, as hy so oor 'n muurtjie loer, dan sien hy alles van jou. Hy het 'n groot gift gehad, maar toe begin hy pride inkom, en al die goed in God, en hy het nie die Bybel mooi gesny nie, en God stuur toe 'n leraar wat saam met hom loop, toe raak hy jaloers op hy leraar, en toe begin hy teach, en jy moet sy Openbaring teachings hoor, so, heeltemal die mekaar. Maar hy het 'n sterk gift gehad. Die naam dui ook daarop dat hulle heersende status wou vorm wat hulle reg gekry het, wat oor die gewone gelowiges wou heers en regeer. En hulle het goed reg gekry 2000 jaar later, né? Is dit nie? Of praat ek nonsens? Is dit so? Van my ou notes, laaste 2. Nikolaiete, onkruid gesaai tydens die eerste jare van die kerk, Matteus 13:24, die gelykenis oor die onkruid. So daar's onkruid tussen die goeie plante, hoor. Ok. Wettisme, Jesus se afgehandelde werk, is een van die goed. Kruis word nie gepreek daar nie. Gnosisme, ontkenning van Jesus se mense, God, menslikheid. Jesus was nie regtig God nie. Hy is nie uit 'n maagd gebore nie. Daar's ouens in daai denominasies, in die kweekskole wat boeke skryf teen die maagdelike geboorte van Jesus. Keiseraanbidding, ontkenning van Jesus se goddelike heerskappy. Nico, conquer, overcome, rule, laos, laity people. When the deity rules over the laity. Hanu Domini parte, jy het 'n swart pakkie aan en jy rule. Ja, daar's ouens in kerke vandag wat ek sektes noem, ek sê name nie, wat baie van ons in groot geword het. Jy kan nie met God sê, jy moet deur die priester werk. In Afrikaans. Ek praat nie nou van die katholieke kerk. Net die priester het die sleutels tot die koninkryk. Nonsens, uit die put van die hel uit. In hierdie dorp, Christelike kerke. Net die priester. Jy kan nie. Met ander woorde, gebruik jou geestelike amp of posisie om oor mense leuke, dis wat hulle noem leuke. Oom Angus is 'n leuke prediker, omdat hy nie volgens hulle uit 'n kweekskool uitkom nie. Prys die Here. So hy's 'n leuke prediker. Te heers of te domineer, in plaas van voete te was soos Jesus, Johannes 13. Jy moet Jesus se skape se voete was. Jy moet hulle dien. Die dade of werke wat die kerk van Efese verwerp en vermy het, want hy gee vir Efese 'n pluimpie en sê, gelukkig staan julle teen daai Nikolaiete wat ek haat. Word toe die doktrine van die kerk van Pergamos. Onthou julle? En daai die Romeine die kerk oorgeneem. En toe word dit die Rooms-Katolieke kerk. Romeinse kerk. Katholiek. Een, saam. Algemene heilige katholieke kerk. Die enigste een. Nee. En die wat nie soos hulle geformeer het nie, is gebrand as ketters en hekse. Onthou julle? Kyk maar net daai movies. Ja. En so is dit beheer. En gelukkig het ouens soos Martin Luther hulle weggebreek, die reformatie het plaasgevind, en ons reformeer tot nou toe, tot die Here gaan terugkom. Kom ons uit daai uit. En baie van ons het al, ons stap al 16 jaar, ek stap nou al 16 jaar pad uit dit uit. En nou moet ek langs die pad, oukies wat nou net uitgekom het, dan help ons hulle, sê om die grace van God te verstaan, en koninkryk te verstaan, en sê, hoor, jy het jou eie Bybel, lees jou eie Bybel, jy kan 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus, en jy kan met God praat, God is Jesus, God is Heilige Gees, jy het Heilige Gees in jou, jy kan vir mense gaan bid en sê in die naam van Jesus genees. Jy kan dit doen. Die reformatie vind nog steeds plaas. Amen. Amen. Hoor jy so, ek preek nou lekkerder as wat julle luister, moet ek sê. Ek spot so minute. Ek vraag altyd vir Andrew Womack, hoe was dit? Nou, I preach better than I listened. So ek het dit gesteel by hom. Hoor jy so? Interessante boekie die, ne? Baie interessant. En dit is vir ons 'n baie mooi, soos ek sê, intree na Openbaring toe. Dat jy met Openbaring ingaan met 'n oop kop. Vee al die rubbish van die muur af, of van jou wit bord af,
En begin oor. Begin oor. Laat God jou leer. Laat Heilige Gees jou leer. God self jou leer. Ja, en God gaan mense op jou pad stuur, by op jou plekke laat inskakel, en leer en skuur. Ek en Els het soveel selgroepe bygewoon, ek kan dit nie, jou lag nie hou nie. Ek het op 'n stadium by Potts, was daar 'n vrou wat ons leer bid het. Rarig, 2009, ek weet om te bid nie. Ek het maar net, ben ek kleinkie klein, Jesus maak my hartkeer en om, as 'n ouderling. Ek kon nie bid nie. Toe help sy my. Sit het Dani Botha liedjie op hy, wat hy die name van God so noem. El Shaddai, is dan ramshoring, vla, ek het nie so goed geken nie, dit het goed gebreek in my, dat hierdie skanse opgewerp teen die kennis van God is gebreek, oral te gaan vleis soek, en dit moet julle wees. As iemand vir my sê, hoorie, jy gehoord aan die Frans, hulle is nie meer in hierdie kerk nie, hulle is nou by daai ander ouens daar, prys die Here, want sy gaan nog nuwe kos kry daar, is dit nie? Ja, nee, jy moet die mense hou. Nee, ons sê, nee, gaan soek vleis, soek kos, leer. Ons het ons hele lewe wat ons voor ons lê, en leer soveel as moontlik. Gister vir die vrou gesê, wat het hier al goed gaan, en sy sê vir my, hoe bid ek vir my seuns? Want my sê, my een seun nou verloor. Sê jy, bou net jou huis op die rots, begin weer smile, en begin weer 'n ma wees. Dit gaan die beste gebed wees vir hulle. En dit is moeilik. Nee? Ons moet deur ons voorbeelde. Ja, bid vir hulle natuurlik, bid vir hulle om goeie vrouens te kry, en bid goed. Maar deur jou voorbeeld, sê, yes, my ma, nee. Maak nie saak wat met haar gebeur het nie. Sy was altyd positief. Sy het altyd lewe gespreek. Men, dis beter as enige gebed. Sy het my nie net uitgetrap vir die kleinste dingetjie of 'n ding of daad nie. Sy het my gehelp. Ja, en sy was kwaai, joh. Die vrou was kwaai op pad uit. Mens moet ook kwaai wees. Maar Jesus, gaan spreek lewe, gee lewe, is die beste gebed wat jy vir jou kinders kan doen. Alright, Vader, dankie, ek loof en ek prys U naam. Ons gee al die eer vir U. Vader, dankie dat U ons geestelike ore, al ons sintuie oopmaak vir U woord. Here, werk met ons, leer ons, wys ons gee aan U al die eer. Here, ja, al hierdie goed het ingeslyp in die kerk, en maar dank die Here dat ons gered is. Dankie dat ons U kosbare bloed het, dankie dat U ons die gawes van die Gees gegee het, elkeen ons elke unieke genadegawe gegee het. Here, dankie dat ons Heilige Gees binne in ons het, dankie Heilige Gees dat U ons leer, ons gee U al die eer, vir alles wat ons ken, alles wat ons weet, alles wat gaan gebeur, gee ons U al die eer. Vader, ons is so lief vir U, en help ons om ons huise op die rots te bou, help ons dat ons liggame stel as lewende offers vir U, ons eer U naam. Amen. Amen. So, onthou net daai ding van liggame onteer, ek het nou nie teruggegaan na Romeine 1 vers 18, toen het hulle liggame uitgegee, om hulle self, om het te oneer. Onthou net Romeine 12 vers 1 en 2 sê, jy moet jou liggaam stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. En ek is nog nie daar nie. Ek bid het gereeld, gisterand ook bid, Here, ek stel my liggaam weer. Daar was net een offer, hy was die offer, jy is nie die offer nie. Ek offer myself, nee man, daar was klaar offer. Maar Here, help my, dat hierdie liggaam 'n tempel sal wees en 'n voorbeeld verander. Dis wat ons moet doen. Alright. Great, lekker, dankie julle.